Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Dis my voorreg om vanmôre saam met jou te kan stil word in die begin van 'n nuwe dag om na die Here se woord te luister. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 2 vers 8 tot 10. Dit is die tweede brief van Jesus Christus wat hy aan Johannes geopenbaar het op die eiland Patmos, 'n brief wat gerig was aan die gemeente van Smyrna. Skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Broeder en suster, die gemeente van Smyrna was so 56 kilometers van die gemeente van Efese. Smyrna het ook bekend gestaan as die hawe van Asië. Daar was verskillende soorte mense uit alle tale, kulture en volke hier byeen. Die gemeente van Smyrna het 2 groot probleme gehad. Die Joodse bevolking, wat hewig gekant was teen die Christendom, en die nie-Joodse bevolking was ten gunste van die verering van die Romeinse keiser. In so 'n omgewing was dit onvermydelik dat daar vervolging van gelowiges sou wees. In die brief wat ons vanmôre van Jesus Christus gelees het aan die gemeente van Smyrna, sê die Here Jesus, ek ken julle verdrukking. Hy weet waardeur hulle gaan. Hy sê ook, ek ken die kwaadstokery van mense teen julle, wat niks anders is as mense uit die sinagoge van die Satan nie. Met ander woorde, dis mense wat aan goddeloosheid behoort, wat in mag van die Satan is, wat daarop uit is om die kerk en die Christene skade te berokken. Maar wat sê Jesus vir hulle? Moenie bang wees vir alles wat julle gaan ly nie. Onthou, Jesus is by sy kerk. Hy is by sy gelowiges, volgens Openbaring 1. Hy beweeg tussen hulle rond. Hy is daar vir hulle. Selfs al gaan hulle in tronke gegooi word en moet hulle deur baie swaar beproewings gaan, moet hulle getrou bly tot die dood toe. En dan sê Jesus, sal hy hulle die lewe as kroon gee. Ek en jy wat kinders van die Here is, moet weet, Christene se lewens is nie sonder probleme nie. Daar gaan beproewings kom. Daar gaan swaar kry kom. Daar gaan verdrukking kom. Ja, daar gaan selfs kwaadstokery van goddelose mense teen jou kom en wat gaan probeer om jou lewe te verwoes. Kinders van die Here gaan selfs in tronke gegooi word en gaan baie swaar ly. Dit is wat gaan gebeur met die kerk en met gelowiges in hierdie wêreld. Wat is Jesus se raad? Bly getrou tot die dood toe, en hy sal ons die lewe as kroon gee. Ek en jy moet in hierdie tye waarin ons lewe bid vir kerke en gelowiges wat vervolg word. Kom ons bid dat hulle sal staande bly, dat hulle getrou sal bly aan Jesus Christus. En wanneer dit ons beurt is om deur verdrukking en lyding te gaan, moet ons volhard tot die einde toe. In Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars, skryf Paulus in Romeine hoofstuk 8. Ons sal die kroon van die lewe ontvang as ons bly volhard en ons oog op Jesus gerig hou. Mag hierdie dag vir ons geseënd wees. Kom ons bewaar hierdie boodskap in ons harte en gaan lewe tot sy eer. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons uit genade 'n nuwe dag uit U hand kan ontvang. Ons loof en prys U groote naam, want U is goed. U versorg ons. U is by ons. U werk in ons deur U woord en gees. Maak ons gewillig om lyding te verduur ter wille van ons geloof. Laat ons nie moedeloos word nie, maar laat ons volhard in alle omstandighede. Bevestig self U woord in ons harte en in ons lewens, en laat ons oog elke dag op U gerig bly. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.